Here, ons kom sê vir U baie dankie dat ons vandag hier so saam kan wees. Here, dankie dat ons net in die teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ons net ons harte kan stilmaak voor U en vra, Here, dat U tot elkeen van ons sal spreek deur hierdie boodskap. Ons bid en ons vra dat U ook ons harte net kom oopmaak om U woord te ontvang vandag. In Jesus naam. Amen. Ons is nog steeds besig in die boek van Josua en ons is besig om deur hierdie reeks te werk om eintlik hierdie hele boek Sondag vir Sondag deur te gaan en dit raak eintlik geweldig interessant as jy na hierdie woord gaan kyk en as jy al hoe meer gaan oplees rondom hierdie boek. Laasweek het ons gepraat van hoe die stad van Jerigo geval het en die Here vir hulle opdrag gegee het en gesê hulle mag glad nie enigiets neem van daai stad vir hulle self nie. Alles moet verwoes word. Maar in hoofstuk 6:24 het die Here wel vir hulle gesê, en die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand. Net die silwer en die goud en die koper en die ystervoorwerp het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Nou daai is eintlik baie interessant, want as jy daarna kyk, dan besef ek en jy vandag dat die Here letterlik kom en vir hulle beklemtoning kom maak om te sê dat hulle niks mag geneem het nie, maar daar was sekere dinge wat aan God behoort het. Die eerste van hulle inkomste, met ander woorde, dit is die eerste stad wat hulle ingeneem het, en die Here sê, al wat behoue mag bly, is dit wat na die tempel van God toe moet gaan. Die goud, die silwer en al hierdie voorwerpe. Die Here het baie duidelik vir hulle gemaak dat enigeen wat hierdie stad gaan probeer herbou, sal doodgemaak word, nie net hy alleen nie, maar dit sal 'n vloek wees op sy kinders en sy nageslag tot in ewigheid toe, en as niemand selfs die poorte van hierdie stad se deure mag gaan het nie. Nou, as ek hier na dit gaan kyk, dan is dit eintlik verskriklik interessant, en mens kan die vraag vra, hoekom mag hierdie stad Jerigo nie? En dit is baie duidelik, dit was 'n Kanaanitiese stad gewees, dit was 'n plek van sonde, tempelprostitusie en allerlei bose goed wat daar plaasgevind het. So as ons na dit kyk vandag, moet ek en jy besef dat die Here vir jou en my sê, dat die ou dinge het verbygegaan en dat ons 'n nuwe begin moet leef en 'n nuwe pad moet stap. In hoofstuk 7, ek gaan nie vir julle die hele ding deurlees nie, dis 'n lang hoofstuk, ek gaan vir julle probeer verduidelik, want wat gebeur het is, Josua het vir hulle gesê, hulle moet gereed maak en hulle moet die stad Ai gaan inval, en hulle moet hierdie stad reg wees en gaan beken, en hy het wagte of mense so toe gestuur, en hierdie manne het hierdie stad gaan beken en gaan bekyk, en hulle het teruggekom na Josua toe, en hulle sê vir hom, Josua, ons het nie nodig om duisende manne te stuur om aan te val nie, stuur vir ons 3000 man. Ons het net 3000 nodig om aan te val. Jy kan gerus vir ons rustigheid wees, jy hoef nie al die manne om te krap nie, jy hoef nie al die mense te sê, jy moet deur hardloop en gaan veg nie, stuur vir ons 3000 man en ons sal hierdie stad verwoes. En hy sê vir hulle, nou maar goed, dis reg, maak julle klaar en gaan veg. Gaan verklaar oorlog met die stad van Ai. En as jy na dit kyk, was dit eintlik indrukwekkend wat gebeur het, want hierdie 3000 man stap in, hulle is gereed vir oorlog, hulle is gereed om aan te val, hulle het vrymoedigheid, hulle het krag en hulle dink by hulle self, ons gaan wen, niks gaan ons platslaan nie. En hier gebeur dit dat hulle 36 man van Israeliete doodslaan. 36 man wat hulle totaal uitkom haal het, en dat jy eintlik daarna gaan kyk en dan dink jy by jouself, Here, wat gebeur? Hoekom gebeur dit? Wat is die groot oorsaak? En hulle kom terug na Josua toe en hulle sê vir hom, hierdie mense is dood. Hierdie 36 man wat dood is, en Josua gaan trek sy klere uit, hy gaan lê op die as en hy gaan huil voor God, en hy sê, Here, hoekom gebeur dit? Here, hoekom het U toegelaat? Here, ons is dan U volk, hoekom het ons dan van die Jordaan af deurgetrek, en hoekom het U vir ons Jerigo gegee, maar hierdie stad gee U nie vir ons nie? En hierdie mense is eintlik geweldig ontsteld, en Josua huil voor die Here, en die Here kom na hom toe en sê vir hom, Josua, hoekom lê jy op as? Hoekom lê jy op hierdie grond? Staan op, rig jouself op. Hoekom huil jy? Hoekom is jy stikkend? Hoekom is jy gebroken? En hy sê, maar God, hoekom het jy dan laat ons deurtrek? Hoekom is ons dan hier waar ons nou is?
En die Here kom en sê vir hom baie duidelik, dat iemand het gegaan en van die banvloek oor Israel laat kom. Met ander woorde, iemand het gevat of gedoen wat nie reg is om te doen nie. En Josua is ontstel en sê, wie mag dit wees? En die Here sê vir hom die opdrag en hy sê vir hom, heilig die volk Israel. Met ander woorde, laat die volk hulle self afsonder. Laat die volk gaan en gaan kyk wat is fout, wie is die een wat die oorsaak is vir hierdie rede. En daai een moet dan gaan en dan uitgewys word, want dis as gevolg van daai persoon wat deur die banvloek, hierdie verwoesting oor Israel gekom het. Met ander woorde, Israel sal geensins die seën van die Here hê nie. Hulle sal geensins oorwinning kry nie. Hulle sal geensins die reg hê om voort te kan gaan nie. Hulle lewe het half tot 'n einde gekom in daai sin, want as hulle nie hierdie ding gaan hanteer nie, gaan dit die dood oor hierdie volk bring. Met ander woorde, hulle het 'n verkeerde daad gedoen. Daar's sonde wat in hierdie volk is en is 'n doelbewuste sonde wat glad nie vergewe kan word nie, want die Here het duidelik gesê in hierdie gedeelte dat die een wat hierdie banvloek bring of die een wat hierdie ding oor ons bring met vuur verbrand moet word. Josua hoofstuk 1 vers 15. En dit wat in die besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skandaad in Israel begaan. Kan jy jouself indink? Daar's nie genade vir hierdie persoon nie. Daar's nie vir hom 'n kans om beterskap te kry nie. Daar's nie vir hom 'n kans om 'n oorwinning te kan kry nie. Die woord sê baie duidelik vir jou en my dat hierdie persoon se lewe verby is. Hy mag nie voortleef nie. En dit my baie begin wonder oor die terme genade. En dit my baie begin wonder, want dit is hier asof genade totaal aan 'n prentjie kyk. Want as jy na hierdie gedeelte kyk, dan sien jy dat hierdie een wat skuldig is, geensins genade van God af kan kry nie. En my vraag is, hoekom, Here? As jy teruggaan in die Ou Testament en jy gaan kyk na Genesis, dan sien jy waar Kain vir Abel doodgeslaan het. En dan kan jy jouself begin afvra, maar Here, hoekom is dit dat Kain dan nie doodgemaak is nie? Was daar nie 'n morele wet nie? Was daar nie hierdie hoë standaard nie? Hoe is dit moontlik dat hierdie persoon vasgevang is rondom hierdie omstandighede? En as ek hierdie vraag vir onsself begin afvra, is daar baie dinge wat ek en jy oor kan wonder. En die groot geheim en die groot vraag is net, Here, wat het verander? Nou in Kain se tyd het die Here vir hom gesê, Abel se bloed roep my aan. En daar was 'n straf vir hom gewees. En hy moes gevlug het vir sy lewe. En hy was bang gewees want hy het gesê, mense gaan my vind en mense gaan my doodmaak. En die Here het vir hom gesê, vervloek is die een wat aan jou sal raak. Niemand sal jou doodmaak nie. Maar en jy kan verder in die woord gaan en sê, maar wat van Moses? Moses het moord gepleeg. Moses as 'n Israeliet het hy 'n Egiptenaar gaan doodmaak en hulle het hom gesien en toe hy hulle aanspreek, die Israeliete, toe sê hulle vir hom hierdie volgende woorde wat hom laat sidder het, dat hom laat weghardloop het. Hulle sê reguit vir hom, gaan jy ons ook doodmaak soos jy die Egiptenaar doodgemaak het? En Moses hardloop weg en kruip weg in die woestyn 40 jaar lank. Hoekom? En nou kom die vraag by ons weer op, maar Here, hoe is dit dat Moses nie aangespreek is nie? Hoe is dit dat Moses nie doodgemaak is nie? Moses word dan geroep deur U en teruggestuur Egipte toe, sodat hy die volk kan gaan lei. Wat gaan aan? Is genade anders daar as hier? En Moses was nog nie onder die wet van die 10 gebooie, wat die Here uitdruklik vir hulle gesê het, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie dit en dit en dit. Dis die groot realiteit. En as ek hier na hierdie gedeelte spesifiek gaan kyk, dan moet ons sien dat die Here het hier 'n spesifieke opdrag gegee. Met ander woorde, dit was 'n wet wat hy in plek gestel het en gesê, dis hoe julle moet leef. Julle mag nie die aanvat nie, want jy gaan 'n vloek oor jouself bring. Nou die Here het vir Josua gaan wys en vir hom gesê, Josua, jy moet vir die volk gaan afsonder, laat hulle self gaan heilig, en dan gaan die Here begin op 'n plek te kom, en hy gaan vir elkeen uitwys wie die sondaar is, wie die sondige een is, wie die verkeerde een is, en daai een sal aangespreek word. Nou dis skrikwekkend, want as jy daarna gaan kyk, hier sit hierdie hele volk en hulle wag, wie is hierdie een, wie is dit, of wie is al hierdie mense wat hierdie vloek oor Israel gebring het, en die Here begin die groep van Juda uit te wys, en hy gaan deur hierdie klompes, geslagte, en hy kom by Achan, en hy sê, dis die een wat gesteel het,
En Josua kom na hom toe en hy vra vir hom 'n vraag en sê, my seun, wat het jy gedoen? En hy antwoord hom en sê, ek het gesondig voor die Here. Ek het gesien, ek het begeer en ek het gevat. Hy beklem dit so in die woord. Hy sê, ek het hierdie goud gesien, ek het hierdie silwer gesien, ek het hierdie voorwerpe gesien en ek het dit begeer en ek het dit gevat. En dadelik sê Josua vir hulle, wat het jy gemaak met dit? En hy sê, ek het dit gevat en ek het begrawe in my tent. Kan jy jou indink? Sy kinders almal moes gesien het, iets lyk nou nie reg in hierdie tent se vloer nie. Want hier's 'n ding begrawe, hier's 'n ding weggesteek en niemand het vrae gevra nie, almal het maar net aangegaan. Maar hier kom hierdie man na vore en hy sê, gaan kyk, ek het hierdie ding weggesteek in my tent. En Josua stuur die manne heen en hy sê, gaan grou in die man se tent, gaan kyk wat daar is. En hulle kom op hierdie goud, hulle kom op hierdie silwer, hulle kom op al hierdie goed wat hy gesteel het af. En hulle bring dit na Josua toe en hulle bring dit voor hom. En Josua en die hele volk wat daar bymekaar was, het Achan geneem en hulle het hom na 'n plek toe gevat met sy kinders, met sy vee, met al sy besittings en hulle het hom gestenig en hulle het hom gebrand. Nou die vraag wat in my opgekom het is, Here, wat sou gebeur het as Achan 'n ander denkwyse ingeneem het? Wat sou gebeur het as hierdie man die oomblik toe Josua gesê het, die volk moet homself heilig, na vore gekom het en vir Josua gaan sê, ek was verkeerd, ek het hierdie goed gesteel wat ek nie mag gesteel het. Sou hy genade gekry het? Sou daar vir hom oorwinning gewees het? Sou daar vir hom 'n beter kans gewees het om vorentoe te kon gaan? Ek glo so. Maar die groot realiteit was, die Here het 'n opdrag gegee en vir hom gesê, Achan of Israel, as enigeen aan hierdie vat en steel wat nie aan hulle behoort nie, sal hy sterwe. Hy sal doodgebrand word. So die groot realiteit is dalk nie genade. Die groot realiteit is dalk om te besef dat die Here 'n opdrag gegee het en as ek en jy hierdie opdrag oortree, is daar vir jou en my moeilikheid. Is daar vir jou en my probleme. Is daar vir my en jou 'n groot gevaar. En dis presies waar hierdie man was. Hy kon dalk vir die Here gesê het, ek is jammer, maar hy het eintlik nie berou getoon nie. Achan het na die Here toe gekom nie en gesê ek is jammer nie. Hy het nie gekom en gesê ek bely my sonde nie. Hy het nie enige ding gaan doen om restituisie eers te gaan doen nie. Hy het gewag tot hy uitgewys is voordat hy eintlik kon sê wat hy verkeerd gedoen het. Moet God eers vir jou en my kom uitwys? Moet God eers ons op 'n plek bring dat ek en jy kan besef, ons moet gaan versoening ervaar. Ons moet genade gaan soek. Die groot realiteit is, God het reg deur die woord van God genade gewys. Moses het gesê, vergewe my. Dawid, 'n man na God se hart, 'n man wat egbreek gepleeg het en moord gepleeg het, was nog steeds 'n man na God se hart. Hoekom? Want hy het na God toe gekom en gesê, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Achan het nie gekom en gesê, vergewe my nie. Achan het nie gekom en gesê, Here, ek wil vrygemaak word, ek wil my sonde kom neerlê voor U nie. Hy het gesê, ek het gesondig. That's it. Hy het nie gesê, ek is jammer nie. Hy het nie berou gedoen nie. Hy het geensins na die Here toe gekom en gesê, wees my genadig nie. En dis die groot geheim. Die Here het vir jou en my kom sterf aan die kruis. Hy het vir jou en my kom oorwinning gee aan die kruis. Hy het vir jou en my kom vrymaak aan die kruis. En hy het vir jou en my genade kom gee. Beteken dit dat ek en jy net kan aanhou met sonde? Verseker nie. En dis die groot ding wat baie mense doen. Hulle wil net bly sondig, hulle wil net bly vasgaan in daai ding. Maar die Here kom na ons toe en sê, jy het geweet dis verkeerd, jy het gesien dis verkeerd, jy het begeer om dit te vat, maar die groot geheim kom nie net daarby nie. Die groot geheim kom om na God toe te kom en te sê, Here, vergewe my, wees my genadig. En dan kom die Here en sê, my genade is vir jou genoeg. Die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het, is nog 'n voorbeeld van 'n man wat eintlik seker nie genade moes getoon word nie. Dis 'n man wat moord gepleeg het. Net die vuilste, slegste misdadigers het die reg gehad om aan 'n houtkruis gesterf of doodgemaak te word. Dit was 'n pyligingsdood wat net vir daai gegee sou gewees het. En hier kom hierdie man en hy sien hierdie geweldige stryd, hy sien hierdie geweldige pyn en hy hang daar langs Jesus want hy weet hy is skuldig.
En hy sê vir die Here die volgende woorde: dink aan my as jy vandag in die paradys is. Dis al. En die Here sê vir hom: voorwaar, jy sal saam met my in die paradys wees. Jy sien, baie keer is dit net om te sê: Here, dink aan my. Here, vergewe my. Here, ek kan nie. En sy genade is vir jou genoeg. As ons kyk na Paulus, hy was Saulus gewees, hy het die volk, hy het die fariseërs gelei, en hy het hulle eintlik na 'n plek toe gebring, sodat hulle die Christene moes vervolg het, sodat hulle die Christene moes doodgemaak het. Dit is verskriklik as jy daarna kyk, maar wat het hy gedoen? Die Here het hom genade gegee, en hy is vrygemaak daarvan. Hy het die grootste en die kragtigste getuienis van die Here geword, wat meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. As ek jy daarna kyk, dan moet ons besef dat God se genade is groot. Petrus het Jesus verloon 3 keer. Die Here kom en gee vir hom genade. Ek en jy kan Jesus soveel keer verloon. Ek en jy kan soveel foute maak. Ek en jy kan soveel verkeerde besluite neem. Samantha, jy moet nie aircons aansit nie. Ons kan nie aircons aansit nie. Ons is op die generator. Jy het nou aangesit nie. Dank jy. Asjes. Ek sê kwaai met my vrou nie, vergewe my. Soveel mense in die woord van God het genade gevind by God. En die groot geheim is berou. Om na God toe te kom en te sê, ek is jammer. Om na God toe te kom en net aan te gaan die hele tyd en geen berou te toon nie, gaan vir jou en my nie genade gee nie. Dit gaan nie ons lewens verander nie, dit gaan nie ons denkwyse verander nie, dit gaan nie die omstandighede verander nie. Maar wat ons lewe wel sal verander, is die oomblik as ons kom en sê, wees my sondaar genadig. En dis wat Agam tekort geskiet het. As hy na God toe gekom het en gesê het, wees my genadig, is ek oortuig daarvan dat hierdie man sy uitkoms, sy lewe, sy gesin, sy kinders, genade by God kon gekry het. Maar hy het nie berou gedoen nie. Net so ook kom die Here en hy sê vir my en jou 'n skrikwekkende ding. As ek en jy nie genade gaan soek nie, as ek en jy nie gaan berou toon nie, as ek en jy nie na die Here toe gaan kom en sê, Here, wees my sondaar genadig nie, en ons bly leef in sonde, en ons bly leef in die verkeerdheid, en ons bly geneig om terug te gaan na die ou weet toe, wat gebeur? Die Here se genade gaan op 'n punt kom en sê, ek gaan nie meer genade gee nie. En dis die skrikwekkende realiteit. Kyk gou hierna, Hebreërs hoofstuk 10, vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer nie. Luister mooi, wat het Agam gedoen? Hy het opsetlik gaan sondig, hy het opsetlik begeer, hy het opsetlik gevat, hy het opsetlik gesteel van dit wat nie reg was nie, wat die Here vir hom gesê, jy mag nie daarvan vat nie. So wat het Agam eintlik gedoen? Hy het God op die proef gestel en gesê, ek gaan kyk of God my sal vang, ek gaan kyk of iemand my sal agterkom. En dis die groot gevaar, want die Here sien en weet van alles wat ek en jy dink en doen. Eenmaal. Nog voordat ek en jy die sonde gedoen het, nog voordat ek en jy die daad gaan pleeg het, het ons dit reeds gedink in ons gedenke, en dan kom die Here en hy sê vir jou, Daniel, I know what you were thinking. I know. Daniel, I know what you wanted to say. As ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Het God verander? Nee. Het God vir ons oorwinning oor sonde gegee? Hou yes. Het God vir ons genade gegee aan die kruis, sodat ek en jy vry kan kom van enige sonde wat in ons lewens is? Verseker. So as ek en jy op daai plek kom, en ek en jy na die Here toe kom, kan ons sondes bely, en ons kan geregtigheid leef, en ons kan vry wees van die verkeerde dinge. Maar hier's die groot geheim, ek en jy is nog steeds mense, en ons gaan val, en ons gaan struikel, en ons gaan verkeerde dinge doen, maar as ons na die Here toe kom, en ons toon berou, gaan hy sê, my kind, my genade is vir jou genoeg. Romeine sê, gaan ons dan meer sondig? Nee, stellig nie.
Ons gaan nie aanhou om in sonde te bly nie. Ons gaan dit voor Jesus kom neerlê. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Dink gou daaraan, die wet van Moses sê, jy mag geen ander God voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesnewe beeld maak nie, jy mag deur jou God se naam nie uitelik gebruik nie, jy moet die Sabbatdag onderhou, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie die dinge van jou vriende begeer nie, en daar's soveel dinge waarna hy kom sê. Al 10 daai gebooie word saamgevat in die wet van Moses, en hier kom maak hy 'n klem daarop en sê, as jy die wet van Moses nie sou onderhou nie, en daar's 3 getuies wat jou aankla, moes jy verbrand word, moes jy doodgemaak word. Is dit nie skrikwekkend nie? Hoe maklik vandag gebruik mense die Here se naam uitlik? Hoe maklik vandag begeer ons? Hoe maklik vandag steel ons? Hoe maklik vandag doen ons al 10 gebooie? Nou in Way of the Master het ons 'n ding gesien wat ongelooflik interessant is, want hulle vra vir ou, is jy 'n goeie mens? En natuurlik gaan ons antwoord, ja, ek is. En dan kom hulle by die tweede vraag en sê, okay, kom ons toets jou op grond van die 10 gebooie. En sê, dis reg, toets my, ek weet, ek is reg, ek is okay. Dan kom hy en vra vir jou, het jy al ooit iets gesteel? En sê, nee, ek het nog nooit gesteel. En sê, kom, moet nou nie lieg nie, jy wil nie daar ook skuldig wees nie. Kom erken vir ons, het jy al ooit ietsie kleins gesteel? En dan sê jy, okay, jy het my. Dan sê jy, okay, jy het net erken dat jy leenaar is en 'n dief is, want jy het eers gelieg en nou erken, en jy het gesteel. En as jy gaan kyk na die woord van God, as jy op 2 van hulle skuldig bevind is jy op almal skuldig. Hoe gaan jy voor God staan? As ek en jy daar staan, dan besef ons dat ek en jy moet soos Agam verbrand word. Ek en jy moet klippe kry. Ek en jy moet gestenig word. En hulle het hom nie net gestenig nie, hulle het hom fisies verbrand. En na dit het hulle klippe op hom gepak, wat die woord sê, tot vandag toe nog op hom steeds is. Hier is die groot vraag. As jy na jouself kyk, en na jou sonde kyk, sal jy sê, jy verdien genade? Moet die Here jou vryspreek en sê, dis okay, gaan sondig nie weer nie, soos die vrou wat in egbreek betrap was, soos die vrou wat gesê het, Here, dit, of Eva wat gesê het, dit was die slang, en Adam wat gesê het, dis die vrou. Moes dit almal genade kry? Of gaan ons na die woord toe kom en sê, Here, ek moet verbrand word. Ek moet doodgemaak word. As predikant kan ek vir jou sê, ek staan skuldig. Dan moet ek met klippe gestenig word. Maar wat is die groot geheim vir God? As ek en jy na hom toe kom en voor hom kom buig en sê, Here, ek is jammer. Here, vergewe my. Here, maak my vry. As jy die gedeelte lees, dan sien jy, hierdie gaan nie net oor sonde wat jy een keer gedoen het en jy dit gaan bely en een keer voor God gaan plaas nie. Hierdie gedeelte van Hebreërs 10 vers 26 af verder gaan oor iemand wat doelbewus volhardend in sonde leef en 'n onbekeerde sonde voortgaan. Met ander woorde, iemand wat sê, ek is gered, maar ek leef nog steeds in sonde. Ek gaan doelbewus doen wat ek wil en dit nie voor God neerlê nie. Agam het gesê, ek het geweet, ek het geneem, ek het versteek en ek het geswyg. Dis die sondes wat hy verkeerd gedoen het. As hy die eerste plek na God toe gekom het en na Josua toe gekom het en gesê het, ek het begeer en ek het gesteel en ek het geswyg en ek is jammer en ek vra dat julle my genadig sal wees of my kinders genadig sal wees, sou 'n ander uitkoms gewees het. Dawid het gesondig met Batseba. Hy het gesondig om 'n man dood te maak. Hy het gesondig en hy het dit probeer wegsteek en wat het gebeur? Nathan het na hom toe gekom en gesê, jy het verkeerd gedoen en hy het voor God gehuil en gesê, Here, wees my sondaar genadig. Die Here het hom vergewe, maar die kind wat hy by Batseba gehad het, moes aan die dood afsterf. Die gevolge van die sonde was op sy huis, dat sy een seun, sy ander dogter, sy ander kind by 'n ander vrou doodgemaak het, of verkragt het, nie doodgemaak het. Hoe lyk dit vandag? Gaan ek en jy berou toon? Hier is die groot geheim. As Christen moet ek en jy sê,
Ek weet ek het verkeerd gedoen. Ek weet ek het verkeerde dinge begeer en gekyk. Ek weet ek het geval. Ek weet dat ek verkeerd is. Daarom breek ek voor God en roep uit en sê, Here, wees my genadig. Sien, daai verhaal wat deur in die Bybel vertel word van die Fariseer wat daar voor in die tempel kom en hy bid en hy roep aan tot God en hy sê, Here, dankie tog ek is nie daai sondaar nie. Dankie tog ek is nie so vuil soos daai nie. Dankie tog ek is gered en ek is geheilig en alles. En wat het die Here gedoen? Die sondaar het daar aangekom en gesê, voor God gebuig, gebroke, stikkend, vuil, 'n hart wat boos is en gesê, Lord have mercy. En hy het mercy ontvang. Die vrou wat gesondig het en egbreek betrap was stikkend voor God. Sy moes doodgegooi geword het met klippe. Sy moes gestenig geword het. Daar moes niks van haar oorgebly het nie. Maar die Here het vir haar gesê, my dogter, gaan heen en sondig nie weer nie. Hy het vir haar genade gegee. Hoekom? Want sy was in berou. Die vrou wat voor die put gestaan het en die Here gesê het, ek sal vir jou water skenk en die water wat ek jou skenk of sal jou sal skink en gee, sal vir jou lewende water wees, jy sal nooit weer dors kry nie. En die vrou sê vir hom, maar waarmee gaan jy skink? Waarmee gaan jy skep? Jy het niks by jou nie. En wat gebeur? Die Here sê van, praat nie van hierdie water, en ek praat van die lewendige water. En hy sê van, jy het 5 mans gehad. En die man wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Die Here lê alles voor haar uit. Al haar sonde, al haar boosheid, al haar verkeerdheid. En wat het gebeur? Sy het weggegaan en ander gaan vertel en gesê, ek het die Messias ontmoet. En hy het almal soontoe gekom om te kom luister. Genade gevind. Berou getoon. Jammerte getoon. As 'n kind na my toe kom, een van my kinders, en hulle huil voor my en sê, papa, ek is jammer, ek het hierdie ding verkeerd gedoen. Hy gaan dalk nog gestraf wees, maar gaan hom genade toon en vir hom sê, my kind, ek is lief vir jou. Moet dit nie weer doen nie. En dis presies wat die Here vir jou en my kom gee. Dis presies wat die Here van jou en my verwag. Ons gaan dalk die vlek en die pyn en die seer en die smarte van ons verkeerde keuses dra. Maar as ons na genade gaan roep, gaan die Here vir ons sê, my genade is genoeg. My genade is genoeg. Psalm 51 vers 17. 'n gebroke en verslae hart sal hy nooit verag nie. Luister mooi. 'n gebroke en 'n verslae hart sal hy nooit verag nie. Met ander woorde, ek sal nooit, as God sê hy, nooit iemand wat berou doen, nooit iemand wat kom jammer sê, wegwys nie. En dis wat ons ook nou gister weer gepraat het by die mannebediening. En dit was my eintlik so interessant. Op 'n stadium noem ons daarop en sê, 'n ou wat sy lewe lank nie die genade van die Here aanvaar het. 'n ou wat sy hele lewe lank gesondig het en hy lê op sy sterfbed en die Here het vir hom genade gegee in daai oomblik en iemand kom na hom toe en sê vir hom, jy moet jou lewe vir die Here gee en hy bid en hy smeek God vir genade in daai oomblik word hy gered. In daai oomblik word hy vrygespreek van al sy sonde. Beteken dit dat ek en jy moet wag tot ons daar kom by ons genadebed? Nee. Want die realiteit is, een van ons is verseker dat ons vanaand gaan sien nie. Ons kan hier uitklim en ons kan in ons kar klim en ons kan ry na iemand toe en ons kan 'n hartaanval en ons kan dood wees. Ons kan 'n karongeluk beland en ons kan dood wees. Hierdie wat laasweek gebeur het van daai kinders wat in daai ongeluk was, het weer vir ons 'n wake-up call kom gee. Kinders van jong ouderdom, 14, is dood. Jy plaas hulle in 'n taxi, jy stuur hulle skool toe, na 'n plek van veiligheid toe, en jy kry 'n oproep wat sê, jou kind is weg. Dood en siekte vra nie die ouderdom nie. Woensdagoggend doen ek 'n begrafnis van 'n vrou in Meyerton. Ek ry al die pad soontoe, weet glad nie wie dit is nie. Mense kom glad nie eens in 'n kerk nie, ken geensins die Here nie. Die man het die vrou gelos van die 5de Desember af tot die laasweek maandag toe dat hy eers haar liggaam gaan uitken het. Sy decompose al in die lijkshuis. Sy het al gestink, gevrot. As die lijks wat oop kom maak, dan ruik jy daai reuk deur daai kus. Niemand daag op vir die diens nie.
net die man en net hulle kinders. En dan kyk op die blaadjie, al daar's nie blaadjie nie, kyk op die steen wat hulle, paaltjie, bordjie ding wat hulle in die graf inslaan as hulle toegegooi het. En daarop sien ek die vrou is 40 jaar oud. Weg. En ek besef weer, die lewe is genade. Die feit dat ek en jy asemhaal is genade. Die feit dat ek en jy in 'n kar kan klim en al werk toe ry en daai kant lewendig uitklim is genade. Die feit dat jy in 'n warm bed kan slaap in die aand is genade. En ek en jy dink dis selfsprekend, ons aanvaar dit net. Ons leef daagliks in genade. En al wat die Here vra, waar jy 'n fout maak, want jy's mens, jy gaan foute maak. Kom bely net. Ek sien baie van Titanic wat hulle op die social media wys en glo volgende jaar het Titanic 2 wat hulle gaan uitbring. En dadelik is my gedagtes weer by daai skip om te wonder, gaan hulle weer sê, hierdie is 'n unsinkable ship, want dis nie wat die fout was nie. Die ou wat deel was van die ontwerping en bou van daai boot het gesê, nie eers God homself kan die skip laat sink nie. Don't test God. Wat het Agam gedoen? Ek gaan dit wegsteek van God af. Ek kan geen berou toon nie. Niemand sal sien nie. Niemand sal weet nie. God sien. God weet. God hoor. Ek en jy kan probeer weghardloop, maar God weet. En hy oortuig ons in ons harte. En hy kom spreek tot ons en sê, jy het fout gemaak. Kom bely en maak reg. En as ons dit doen, is ek en jy, soos Dawid, soos Moses, soos Petrus, soos al hierdie ouens in die Bybel, een wat genade vind by God. Is nie altyd lekker nie. Is nie altyd maklik nie. En om te erken jy het 'n fout gemaak, is nooit 'n maklike ding nie. Kan jou indink, as Agam moet opstaan voor die hele volk, ter duisende mense, en daar's gesinne wat van kwaad is, want 36 man is dood, en hy sou vir hulle gesê het, dis my skuld. Hulle sal hom verseker wou doodmaak. Iemand sê vir my, as hulle kind in daai taxi was, dan sou hulle daai drywer wou doodmaak. Om daar weg te kan stap van daai drywer af en te kan sê, mag God jou genadig wees, is wat die Here vir jou en my doen. Ek en jy staan skuldig soos daai 22-jarige bestuurder, met soveel foute in ons lewe, met soveel dinge wat ons verkeerd gedoen het. En as tog ek en jy in daai skoene staan, dan sê ons, Here, vergewe my. Maar as iemand anders daar staan, dan sê ons, hy moet doodgaan, hy moet gepynig word, hy moet bestraf word, hy verdien nie genade nie. Waar strek jy die lyn met genade? Ek en jy wil so graag genade vind. En die Here sê vir ons, elkeen wat glo, sal gered word. En elkeen wat bely, sal sy kinders genoem word. Al wat ons moet doen is sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Beteken ons is volmaak nie. Jy gaan nog kwaad word, jy gaan nog foute maak, jy gaan nog versoek word, jy gaan nog droog maak in jou lewe. Dan kies wat, dit verander jou. Paar weke terug het ek gepreek oor Job, en ek het gesê, die kontrak wat jy met jou oë sluit, kontrak wat met jou hande sluit, die kontrak wat jy met jou mond sluit. Iemand kontak my in die kort daarna en sê vir my, Dominee, het jy jou kontrakkie geteken? En ek gaan skryf my kontrak en ek sê, dis reg, ek sal skryf en ek sal teken. And guess what happens in your life, as jy die oomblik daai ding gaan teken het. Ek het eenvoudig gemaak, ek het gaan sê, hiermee verklaar ek Timoteus Daniel Groevee, dat ek vandag kontrak met my oë, met my mond, met my hande sluit, in die teenwoordigheid van God. En dat ek beloof dat ek niks sal kyk, of niks sal sê, of niks sal vat, wat skade kan maak in my verhouding met God nie. En waar ek val, want ek weet ek gaan val, sal ek na die Here toe gaan, en ek sal bely, en ek sal vergifnis gaan smeek voor God, en ek sal in God se krag opstaan, en dit nie weer gaan doen nie. Dis wat happen, nadat jy daai vormpie teken. Elke keer, as jy aan iets dink, wat jy nie moet aan dink nie,
kom oortuig daai brief vir jou, daai handteken in jou en sê, Daniel, jy het 'n kontrak geteken. Elke keer as jy iets wil sê van iemand wat jy nie moet sê nie, dan kom die Here terug in jou gedagtes en sê, jy het gesê dat jou mond tot my 'n getuienis sal wees. En dat dit wat jy sê van opbouing moet wees op mense. Weet jy hoe moeilik raak dit om so iets te doen? Weet jy wat se uitdaging raak dit om te kan sê, Here, ek het 'n kontrak met my oë, met my hande, met my mond gesluit. En dit sluit in my denke. Dit verander jou lewe totaal. Jy kan nie meer doen wat jy altyd doen nie. Jy kan nie meer sê wat jy altyd gesê het nie. Jy kan nie maak wat jy altyd gemaak het nie. Dit verander jou wese totaal. En ek wil jou uitdaag. Ek moes eintlik vir sommer getik het 'n paar van hulle, dat jy net jou naam en alles kon inskryf en kon teken. En dat jy hom sommer ergens in jou huis kan opraam en sê, dat jy hom gereeld kan sien en weet, hier het ek 'n kontrak met my oë, met my hande, met my mond, met God gesluit. Dis die groot realiteit om kind van God te wees. Van daai besluit te neem sê, ek gaan anders wees. En dis wat ons eintlik doen die oomblik as ons gedoop word. Ons doop en ons sê, ek sterf vir die ou lewe en ek staan op as 'n nuwe mens. Ek het eintlik reeds daai kontrak voor mense gesluit. Maar so maklik dat ons vergeet van die dag van die doop. Dit is so maklik dat ons vergeet van die dag wat ons ons sonde bely. Maar dat ons op 'n plek moet kom voor God en sê, Lord, I surrender. Lord, keep me true to your word. Dis wat die Here van ons verwag. So ek wil vir jou uitdaag om hierdie as 'n kontrak te vat, as 'n verbond met God te vat en te sê, ek gaan nie. Wat het Agan gedoen? Ek het gesien, ek het begeer, ek het gevat. Ek en jy gaan sien, ons gaan begeer, maar in plaas van vat, gaan ons dit bely voor God. Dis die geheim. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons voor U kan kom bely. Dankie dat ons kan kom neerlê voor U. Here, dit is so maklik dat ons in sonde kan leef en verkeerde dade doen en verkeerde dade dink en dat ons vasgevang word in hierdie net en die vyand kom om ons te versoek, hy kom om ons te verslaan. Maar Here, U sê in die woord dat U ons alle krag gegee het om staande te kan bly. U sê in die woord dat U vir ons vrygemaak het en wie U vrygemaak het sal waarlik vry wees. Dankie dat ons kan weet, Here, ons hoef nie in hierdie sonde te wees nie. Ons hoef nie vasgevang te wees in doelbewuste sonde daagliks nie. Ons kan dit voor U kom neerlê. Ons kan dit voor U kom neer staan en bely. Daarom kom ons vandag na U toe, Here. En alles wat voor U is, wat U van weet, kom ons na U en sê, Here, wees ons genade. Ek voel tog in my hart, terwyl die oë gesluit is, daar iemand wat dalk net sy hand wil opsteek en sê, Here, ek wil vandag dit net kom bely voor U. Ek wil net dit kom neersit voor U. En nie jou hand opsteek nie. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Here, ek sê dankie vir elkeen wat sy hand opgesteek het. En Here, ek sê dankie vir U groot genade. Dankie dat ek kan weet, Here, dat U in hierdie oomblik elkeen kom vrymaak en dat U elkeen kom help om dit neer te lê voor die kruis van Jesus Christus vandag. U weet wat dit is, Here. Ons hoef dit nie te doen nie. En daarom kom bid ek en vra, Here, dat daai hand uit te reik na U toe is, net soos wat daai man aan die kruis gesê het, dink aan my, nie om geantwoord het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net so ook, Here, elkeen met sy hand uitgesteek het, ontvang U genade, en ontvang U liefde, en ontvang U vrede, en vreugde. Ek bid en vra, Here, kom dek hulle toe in die kosbare bloed, en help hulle om staande te bly, en rein en opreg te leef, voor U, in Jesus naam. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
where the living rest, because He As jy in wat ek lief het in